welkom by nog 'n episode van Shy 101. Vandag is 'n baie interessante program en soos julle kan sien, 'n baie wille program. Ek het my dogter Shani hier by my vandag. Hallo. En hierdie slange is haar troeteldiere. Nou, sy het 6 slange, 7 spinnekoppe en 2 geckos. En ons gaan laat sy bietjie vandag vir julle meer vertel oor as jy slange as 'n hobby wil hê, wat jy nodig het en wat jy moet doen. En ons gaan ook van haar slange bietjie voer. Nou julle sal dit nie glo nie, hierdie klein slangetjie nê. Hy is besig om sy stert hier om my vinger te sit en hy het so stewige grip aan hom. Ek kan dit nie dink nie. Ek wil net ook sê ons is buite, soos julle kan sien, ons hare waai lekker. Nou Sean, sê net 'n bietjie vir die mense, waar het hierdie liefde van jou begin vir slange en reptiele? Is dit maar wat mense dit noem? Is dit reptiele? Ja, dis die diere wat ek het is koudbloedige diere. So mense sal sê dis reptiele in die naam wat mense hulle nou sou noem. Die spinnekoppe, dit is arachnidas. So dit is nou weer 8 been. Hulle het 8 bene. So dit is iets anders. Maar ek weet nie regtig waar dit begin het nie. Ek dink is maar van die begin af daar. Ek dink, as ek moet dink, my eerste reptiel wat ek gehad het, was 'n verkleermannetjie wat ek gehad het toe ek baie klein was. En sy naam was Billabong. En ek het hom vir 'n baie lang tyd gehad. En hy het maar geëet aan vlee wat in ons huis rondgevlieg het. Palaborwa het gesorg vir die vlee. Eintlik, my oom Shannon, toe ek baie klein was, ek weet nie hoe onthou ek dit eers nie. Hy het die een keer toe ons na die plaas toe gegaan het waar hulle was, het hy my vertel dat ek moenie in sy laai grou nie, want daar is klein gecko eiertjies wat hy daar binne gekry het en hulle is besig om daar binne nou te groei en dan eendag gaan hulle uitbroei. En dit het my so geïnteresseer en toe het ek begin geckos vang en ek weet nie, toe kry ek vir Billabong en ja, ek dink die liefde vir reptiele, dink ek het daar begin. Het in die laai uitgebroei. Ja. Okay. Presies dat. As ek hier rondspring, dit is maar net omdat al my sintuie is nou redelik skerp hier so waar ons staan. Nou, okay. So, Sean, al jou slange is Ball python. So dit beteken hulle is 'n leislang, né? Nee? Hulle is in daai familie. Leislang familie, hulle is familie van die leislang. So hy behoort my nie te pik of iets nie. Hy kan dalk jou net probeer verwrig. 'n Ball python soos 'n leislang druk sy kos dood voordat hy dit eet en hy het geen gif venom soos wat mense sal sê nie. En ja, hulle is glad nie gevaarlike slange nie en ook die rustigste slange wat 'n mens kan kry. Dit is hoekom ek so baie van hulle hou. Ja. Nou, Shani het op 'n stadium het sy corn snakes ook gehad. En nou ek het nooit haar corn snakes vasgehou nie, want hulle is baie besig en as hulle skrik dan pik hulle, nê? Nee. Ja, hulle strike. Hulle strike as hulle skrik. Waar 'n ball python as hy skrik en dit is ook waar sy naam vandaan kom. Hierdie slang wat nou hierdie twee wat nou hier so beweeg op ons, is eintlik nou baie rustig. As hy skrik, en ek het nou probeer om hom in 'n bolletjie te kry, om vir julle te wys, maar hy wil nie regtig nie. As hulle skrik, dan rol hulle self in 'n bolletjie, en hy druk sy koppie in sy lyfie in, en dit is hoekom hy lyk soos 'n balletjie. En dit is waar die naam ball python ook vandaan gekom het. Na die breek sien ons julle weer en dan gaan ek al my slange aan julle voorstel en hulle name vir julle sê en ook wat se tipe morf hulle is. Ek sal nou vir julle verduidelik wat morf beteken.